Hartlik goeiemôre, mag die Here baie ryklik seën en sy wonderlike doel in die hart en lewe ook so bereik. Nou liewe vriende, jy sal seker die tortelduif herken, maar die uil wat hierso is in die Engels 'n spotted eagle owl. En hy verskil so bietjie van die Cape Eagle owl wat daar dan ook is. Wat hierdie uil betref, word hy uitgeken nogal aan sy ore en die groot oë word hy nou as 'n kenmerkende eienskap van hom. In hierdie foto is dit eintlik verbasend om te dink daaraan dat hy met sy rug na u toe sit en dat hy sy kop heeltemal omdraai om vir ons te kyk. Dit moet u sekerlik aangryp om te dink die vermoë wat hierdie voëls dan ook so het dan. So liewe vriende, wil ons dan ook kom en weer eens met u so deel daarso wat ons in 2 Korintiërs 5 vers 17 sê, daarom as iemand aan Christus is, hy 'n nuwe skepsel, die ou ding het verbygegaan. Kyk, dit het alles nuut geword. En die vraag wat ek vandag vir u wil vra is, wat van u? Het u nuut geword? Weet u dat jy 'n kind van die Here geword het? Kan u 'n duidelike getuienis gee om te sê, ek weet dat die Here my siel gered het. Ek weet van 'n tyd, van 'n ondervinding in my lewe, waar ek besef het dat ek verlore is, en dat ek op pad hel toe is, en net Jesus kan my red. En nie die Here Jesus kom vra, Here kom red my, want dis tog waarom die Here aan die kruis kom sterf het, om sondaars te red. En soos Paulus dit so mooi uitdruk, van wie ek die vernaamste was. En liewe vriende, elke mens op hierdie aarde moet weergebore word, moet gered word dan ook. Wat van u? So daar word in Psalm 119 vers 11 sê, ek het u woord in my hart gebere, dat ek teen u nie sal sondig nie. Vers 67 sê, voordat ek verdruk was, het ek gedwaal, maar nou onderhou ek u woord. Hierdie is 'n baie duidelike eienskap van 'n kind van die Here. Iemand wat nie net die woord van die Here lees nie, maar dit in sy of haar hart bære. Iemand wat dit onderhou, iemand wat se behaag daarin is om te doen wat die Here sê. Om die wil van die Here te soek, dis iemand wat sekerlik ook tyd sal spandeer met die woord van die Here. Mense kan nie sê dat hulle kinders van die Here is of gered is en hulle spandeer nie tyd met die woord van die Here nie. Liewe vriende, dit is 'n valse bekering. 'n Ware bekering wil in die woord van die Here wees, het 'n honger na die woord van die Here. En daarom is daar jammer dat daar so baie mense vandag is wat sê dat hulle kinders van die Here is, maar hulle is dit nie. Oor hulle nie waarlik in die woord van die Here is, hulle vrugte getuig nie van dit wat hulle woorde sê nie. Dan, liewe vriende, is daar 'n verdere saak. Ons lees in Matteus 18 vers 32 en 33. Daarop roep sy Heer hom en sê vir hom, jou slegte diensknegt, al hierdie skuld het ek jou kwyt geskeld omdat jy my gesmeek het. Moes jy nie jou medediensknegt ook barmhartig wees soos ek jou barmhartig gewees het nie? Nou hier gaan dit oor die diensknegt wie barmhartigheid aan hom bewys is, maar toe hy dit moes bewys, het hy dit nie gedoen nie. Hy het sommer laat sy medediensknegte in die gevangenis gewerp geword het. En nou ja, toe die Here uitvind het hy met hom hierdie harde woorde sekerlik ook so gespreek en hy het 'n baie duur prys daarvoor betaal. Die beginsel is dit: as die Here Jesus u sonde vergewe het en as die Here u 'n kind van God gemaak het, hoe kan u dan nou nog in haat en kwaad teenoor enigiemand anders leef? U moet tog daardie seer na die Here toe bring, u moet tog daardie mense kan vergewe vir wat hulle gedoen het. En liewe vriende, en dit is juis hierin waar daar vrymaking is van soveel ongeregtigheid wat mense aangedoen word, dat jy op 'n plek kom om te besef, maar die Here het my vergewe, so ek kan ander ook vergewe, deur die instandstelling van die Here ook. En dit sal sekerlik daartoe duidelik van spreek, dat daar 'n veranderde lewe ook is, wat die Here kom doen het. Die laaste wat ek noem is Galasiërs 2 vers 20, wat Paulus sê, ek is met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou leef in die vlees, leef ek deur die geloof in die Seun van God, wat my liefgehad het en homself vir my oorgegee het. So Paulus sê baie duidelik, ek leef nie meer vir myself nie, ek leef vir die Here. Hierdie is 'n duidelike bewys van redding. Iemand wat vir die Here begin leef, iemand wat behaag het om in die weë van die Here te wandel, dit is 'n duidelike bewys van redding. En liewe vriende, het u hierdie getuienis, kan u sê, die Here het my so nuut gemaak, my lewe gaan nie meer oor my en al my omstandighede nie, maar my lewe gaan oor die Here. En mag die Here so vir u naby aan hom trek, en mag u ook daarvan so kan kom getuig dan. Kom ons bid dan saam.
Ons dierbare Here, baie dankie vir elkeen wat vandag 'n duidelike getuienis het en kan sê ek weet die Here het my kom verander. Ons bid vir hulle wat dit nie het nie, Here, dat hulle U sal soek, dat hulle tot U sal roep, want U red en U sal sekerlik verlos hulle wat na U toe kom. Amen.